Dis Sondagoggend, dis vroegoggend en dis die 3de dag. My vriende, Shalom, die Heer het waarlik opgestaan. En wat 'n goddelike vrede het daar net nie vir ons vandag deurgebreek nie, want die Heer het waarlik opgestaan. Van vandag se gebeure lees ons in Matteus 28. 'n Paar vroue het vroegoggend na die graf gegaan om Jesus se liggaam verder te versorg. En wat hulle daar gesien het, het hulle hewig ontstel, want die graf was leeg. Hulle skrik toe verder, toe 'n engel van die Here aan hulle verskyn, maar die sê vir hulle, die Here is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. En op pad om dit vir die disippels te gaan vertel, ontmoet hulle die opgestane Here Jesus Christus, en Jesus sê vir hulle die volgende: Gaan en vertel my vriende wat julle gesien het. En ek is so dankbaar, my broer en my suster, vir gelowiges wat deur die eeue heen nog altyd bereid was om te gaan. Gelowiges wat bly glo het, ten spyte van alles wat om hulle was. Hulle geloof en die oorvertel van die evangelie, wat ook maak dat ons vanoggend hier kan sit. En van hierdie geloof lees ons vanoggend in Hebreërs hoofstuk 11. Hebreërs 11 begin met hierdie woorde: Geloof egter is sekerheid. Sekerheid van die dinge wat gehoop word en 'n bewys van die dinge wat nie gesien word nie. En dan gaan die hoofstuk aan en vertel ons van die geloof van Abel en Henog en Noag, van Abraham, van Sara, van Isak en van Jakob, van Josef en van Moses. Die geloof van die Israeliete, toe hulle deur die Rooi See getrek het, toe hulle die beloofde land ingegaan het. Die geloof van Rahab, die prostituut. En dan van vers 32, die volgende. En wat moet ek nog meer sê? Want die tyd sal my ontbreek om te vertel van Gideon, Barak, Simson, Jefta, Dawid en ook van Samuel en die profete. Hulle wat deur geloof koninkryke verower het, wat gedoen het wat reg is, wat beloftes verkry het, wat die bekke van leeu's toegestop het, wat die geweld van vuur geblus, die skerpte van die swaard ontvlug het, wat krag ontvang het in hulle swakheid, wat magtig geword het in oorlogvoering, wat slagordes van vreemdes afgeweer het. Vroue het hulle dooies deur opstanding terug ontvang, ander weer is gemartel, toe hulle nie die vrylating wou aanvaar nie, sodat hulle 'n beter opstanding kon verkry. Nog ander het die toets van bespotting en slae verduur en boonop van boeie en gevangenskap. Hulle is gestenig, middeldeur gesaag. Hulle teregstelling met die swaard het hulle gesterf. In skaapvelle het hulle geswerf. In bokvelle behoeftig, verdruk, mishandel. Die wêreld was hulle nie werd nie, terwyl hulle in verlate plekke en oor berge rondgeswerf het, en in grotte en in gate in die grond. En hoewel daar oor al hierdie mense, van wie hulle geloof met lof getuig is, het hulle nie die belofte ontvang nie, aangesien God iets beters vir ons voorsien het, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie. Ons lees net tot daar. Die Here Jesus het die Sondag aand, na sy opstanding, sy vriende gegroet met God se vrede, Shalom. En ek groet julle vanoggend in die naam van God Drie-enig, Shalom. Amen. Kom ons word nou stil voor die Heer. En ons gebed
is Gesang 257. O Heer, maak oop my hart se poort, maak my ontvanklik vir u woord wat my u raad en u wil verklaar. Laat my die woord altyd bewaar. U woord, o Heer, deurboor en wond, maar dit genees ook, dit maak gesond. U woord toon al ons sondes aan en wys die weg wat ons moet gaan. O Vader, Seun en Gees tesaam, hoe heerlik is u wondernaam. O heilige drie-eenigheid, ons loof u tot in ewigheid. Amen. Kom ons lees net weer Hebreërs hoofstuk 11, verse 39 tot 40. En hoewel daar oor al hierdie mense van wie hulle geloof met lof getuig is, het hulle nie die belofte ontvang nie, aangesien God iets beters vir ons voorsien het, sodat hulle nie sonder ons volmaak gemaak sou word nie. Ons voel mos nie altyd gemaklik om die woord beter te gebruik nie, of hoe? Want dit klink mos so groot praterig, aanstellerig, met 'n bietjie snoebisme daarby. Of so effe neerhalend van dit waarna jy verwys as jy sê, hierdie is beter. En tog is dit 'n kern en 'n belangrike woord in die brief van die Hebreërs. Kan julle glo, dit word nie minder nie as 13 keer gebruik. As ek maar net 'n paar keer se gebruik kan noem vanoggend. Christus is beter as die engele. Ons het 'n beter hoop waardeur ons naby aan God kan kom. Jesus is ons waarborg van 'n beter verbond. Christus het 'n beter offer gebring. Die gelowiges in die Ou Testament het na 'n beter vaderland verlang. Gelowiges is gemartel omdat hulle 'n beter opstanding verwag het. En weet julle, ek dink, dit laat ons vanoggend met 4 vrae om te beantwoord. Vir wie is God se beter plan? Wat is God se beter plan? En wat maak God se plan beter? En wat se verskil bring God se beter plan? Kom ons kyk na die eerste vraag. Vir wie is God se beter plan? Vers 40 sê kort en kragtig, omdat God vir ons iets beters beoog het. En dis ek en jy vanoggend, met wie God ons met sy vrede, shalom, gegroet het. Dis vir ons hierdie plan. Ons wat mekaar ook groet met, die Heer het opgestaan, die Heer het waarlik opgestaan. As God dan vir die Hebreërbrief gelowiges, die vroeë Christene, en ons vandag iets beter beplan het, wat dan van sy plan vir die Ou Testament gelowiges? Die brief sê glad nie die Ou Testament plan was sleg nie, allermins. God se beloftes is vir hulle volop. Die bejaardes Abraham en Sara is beloof en geseën met 'n wonderwerk kindjie. Die Israeliete is beloof en bevry van slawerny en 'n gewisse dood in Egipte. Hulle is die beloofde land beloof, wingerde en stede, veiligheid en voorspoed, en hulle het dit alles ontvang. Hulle is beloof dat op die troon van koning Dawid sal 'n koning sit wat vir ewig sal regeer, en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Die Messias is beloof. God se plan vir die Ou Testament getuig van sy liefde, sy genade en sy almag, absoluut niks fout daarmee nie. Hebreërs bevestig net dat waarmee ons geseën is, beter is, want hoofstuk 6 vers 9 sê, geliefdes, al praat ons in hierdie trant, is ons oor julle oortuig van beter, dat julle gered sal word. En dit is die verlossing in Jesus, wat ons hierdie naweek mekaar aan herinner. En dit bring ons by die tweede vraag. Wat is God se beter plan? Lees saam my net 'n bietjie verder. Hoofstuk 12, vers 2. Die oog gefestig op Jesus,
Jesus, die begin en die volëinder van die geloof. Hy het die kruis verduur. Hy sit nou aan die regterhand van God. Hy is die beter plan. Die Ou Testament het die belofte van die Messias. Hulle het geleef in die verwagting daarvan. Hulle het daarvan profeteer. Dit was hulle hoop en hulle vooruitsig. En dit het hulle vreugde en hulle vrede gegee. Maar ek en jy het dit ontvang. Ons het 'n donderdag met nagmaal in ons hande gehad. Dis Vrydag met Jesus se bloed beseël. Dis vandag sonder enige twyfel bekragtig, want die Heer het waarlik opgestaan. Dink ook daaraan, soos die verskil tussen verloof te wees en getroud te wees. Ja, verloving is baie opwindend, dis 'n opwindende tyd. Dis die ja-woord vra in die ring, die kombuistee en rammebraai, die beplanning en voorbereidings, die datum, plek, die rok, die onthaal, die witbrood bespreek, besluite oor die huis en die meubilering. Maar dit alles speel tweede viool teen die huwelik self. Die verloving is 'n wonderlike tyd, maar dis die uitsien na iets beters. Die huwelik. God se plan in die Ou Testament is die oproep tot geloof in dit wat nog moet kom. Abraham, eendag sal alle mense op aarde deur jou geseën word. En Dawid, eendag sal iemand op jou troon sit en vir ewig regeer. En Jesaja, eendag sal Immanuel hier wees. Eendag. Jy kan in die verwagting daarvan leef, want ek weet wat ek vir jou beplan. Maar vir nou is dit my wil dat jy glo in beloftes wat nog nie in jou tyd vervul sal word nie. En God se beter plan is die Here Jesus Christus, die vervulling van sy beloftes in die Ou Testament. Nou die derde vraag, wat maak God se plan dan beter? Die antwoord hierop vat ons terug na die verskillende seremonies en rituele en gebruike van die Ou Testament. Die priesters was die hele tyd besig met reinigingsrituele, was en was en was, klink dit bekend. En dan al die offers, die duwe, die bokke, die skape, die ramme, die lammetjies, die bulle, die riviere bloed, die graanoffers, die wierookoffers en al die gebede, die hoëpriester wat namens die volk by God ingetree het. En al hierdie handelinge was 'n afbeelding, 'n skaduwee van wat gaan kom. En dit is die volmaakte offer van Christus. Christus wat nou aan die regterhand van God vir jou intree en jou persoonlike toegang deur hom tot jou Vader in die hemel gee. En die gebed wat ons gisteroggend met vrymoedigheid gebid het, ons Vader. Wat maak God se plan beter? Wat sou jy eerder wou hê, die skaduwee van 'n huis of die huis self? Want dink mooi oor 'n skaduwee. 'n Skaduwee is slegs 'n afbeelding van iets. Dis donker en dis kleurloos, dit wys nie alles nie, dis nie die regte ding nie, dis onvolledig. Ons Heer en Verlosser, die Here Jesus Christus, het ons kom wys wat die waarde van 'n offer is, die plaasvervangende waarde daarvan. Hy het ons geleer om self te bid. Hy het die pad voorgeloop en ons volg in sy voetspore. By hom het ons geleer van wedergeboorte en verstaan ons die opstanding tot 'n nuwe lewe. Ons verstaan nou wat dit beteken om ons hart te skeur en nie net ons klere nie. Hy self is nou my hoëpriester wat vir my by God intree. Ja, die skaduwee het 'n gesig gekry. Die lig skyn nou daaroor en ons sien die kleur en ons sien elke detail. Wat verwag is, het werklikheid geword. Dit is nou beter. Die laaste vraag, wat 'n verskil bring God se beter plan? Vers 40 lees, God het ons iets beters voorsien, sodat hulle nie sonder ons volmaak gemaak sou word nie. Saam met ons word hulle volmaak.
En die woord volmaak wat hier gebring word, herinner aan die betekenis van Jesus se woord aan die kruis Vrydag. Toe Jesus uitgeroep het, dit is volbring, tetelestai. Dit is die afhandeling, die voltooiing van God se reddingsplan vir ons. Moses, Noag, Dawid, Paulus, Lukas, my pa en my ma, ek weet hulle is almal in die hemel, om dieselfde rede dat ek en jy eendag in die hemel sal wees as gevolg van Jesus. Maar nou sê ons teks vanoggend dat sonder ons is hulle nog nie volmaak nie. Ek en jy hoef nie bekommerd te wees dat daar nie eendag vir ons plek sal wees nie, dat God al sy liefde reeds aan al ons voorgangers uitgedeel het nie. Wat gaan vir ons oorbly nie? Hulle is reeds by God, ja, sonder enige twyfel, want God is liefde en getrou aan elke belofte wat hy gemaak het, en hulle beleef dit nou. Maar God se belofte is ook vir jou en my. En God maak geen onderskeid tussen sy kinders nie. Hy is almagtig. Want eendag sal ons saam volmaaktheid in God beleef. Met die wederkoms van die Here Jesus Christus sal ons saam die finale oorwinning proe en saam aan die tafel van die Here sit tot in lengte van dae. Verstaan jy nou die beter plan van God? Dis 'n plan wat hy persoonlik vir jou het vanoggend. Wil jy nie dit aanvaar in jou lewe nie? Die blydruk daarvan is Jesus Christus. En dit is die boodskap wat die vroue gehardloop het om aan die disippels te vertel. Die boodskap wat die afgelope 2000 jaar ononderbroke, selfs tydens en ten spyte van 'n wêreldwye grendeltyd steeds verkondig word. En ek glo in my hart in hierdie tyd nog meer verkondig word. Hoe groot is ons God net nie? Want hoe beter is dit nie net nou vir jou en my nie. Amen. Ons Vader wat in die hemel woon, heilig is u naam. Dankie vir u wil op hierdie aarde, vir u wil in ons lewe vandag. U het opgestaan, waarlik opgestaan. Laat my opstaan, laat ons opstaan, in die geloof opstaan. Die klip van sonde, die klip van vrees en wanhoop het u voor ons weggerol. Die graf is leeg, ons lewe is leeg voor u, ons Heer. Vul ons nou met u Gees en stuur ons, Here. Stuur ons om te vertel, om te getuig, om die evangelie te verkondig. Maak ons voete bereidwillig om te gaan, want ons harte loop oor van vreugde in u, ons Verlosser, ons Redder. Dankie vir ons daaglikse brood. Dankie vir elke asemteug. Gee asseblief vir hulle wat vandag treur, wat siek is, wat benoud is, nuwe krag en nuwe lewe in u, o Heer. En laat ons asseblief nie in die versoeking kom nie. U het ons verlos en ons bevry. Hoor ons as ons vanoggend bely, aan u God drie-enig, aan u alleen behoort al die krag en die eer en die heerlikheid, vandag en tot in ewigheid. Amen. Die Here sal jou seën. Die Here sal jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Amen.
Love, God, to be